Nou geliefdes, ek nooi om die kosbare woord van die Here saam met my oop te maak en dit in 2 Petrus hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees uit die wonderlike woord van die Here. Nou hierdie is 'n teksvers wat nog altyd my baie aangryp as ek dit sommer so weer lees. Elke keer as ek dit lees, dan gryp hierdie woorde my aan dat die Here self sê dat ons deelgenote geword het in die goddelike natuur. Dit is dan maar wonderlike woorde en ek dink ons mis dit so baie. En wat beteken dit? Die goddelike natuur. 2 Petrus hoofstuk 1 en ons gaan saam lees vanaf vers 3 tot en met vers 15. Vers 3 sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Heer Jesus Christus nie. Want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van die vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Heer Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer, dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Nou ja, tot ou Petrus sê, luister, ek sal dieselfde dinge aan julle herhaal en herinner. Al raak ons daaraan moeg om dit te hoor, maar hy sal dieselfde dinge aan ons herinner. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om uit u woord uit te lees. En daardie man se woorde, wat u gesê het, jy is die rots en op jou sal ek my gemeente bou, ja, die einste Petrus, wat hier onder leiding van die Heilige Gees hierdie kosbare woorde geskryf het. Dankie daarvoor, Here. En ons as gemeente vertrou u, dat u ook nou die woord vir ons verder sal oopbreek as ons dit 'n bietjie gaan oordink. En ons kom bid, o Heilige Gees, dat u ons sal help om te verstaan. Ons as gemeente wil sê, en ek dink ek sê dit as soos met een hart, ons het u nodig. Ons kan niks sonder u doen nie. Ons kan nie vanaand verstaan nie. Ons kan nie hierdie dinge aanhoor nie, as u dit nie vir ons oopbreek nie. Ons gedagtes sal dwaal sonder u. En daarom kom bid ons nou u wonderlike goddelike werking af op hierdie ou gebouetjie en ook die mense wat ingeskakel is. Ons kom bid vanaand, Here, dat u woord sal uitgaan. Ons vra dit alles in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen.
Nou geliefdes, ek wil natuurlik daardie baie besondere teksvers vanaand uitsonder. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 4, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. So daar's iets wat ontvlug is, en iets wat opgeneem is, en dit praat natuurlik van die dag, toe ek en u wedergebore is. Daardie dag het ons deelgenote geword in die goddelike natuur. Want wanneer ontvang ons die Heilige Gees van God? Met redding. Daai dag as ek deur Jesus aanneem as my verlosser en my saligmaker, as ek gewas is deur sy bloed, in daardie oomblikke ontvang ek die Heilige Gees wat in my kom woon. Daarom sê Paulus, weet julle nie dat julle die tempel is van die Heilige Gees en dat hy in julle woon nie? Die goddelike natuur wat ek kry, daarom is dit moontlik vir 'n kind van God om sonde te kan oorwin, om die vlees wat ook nog altyd daar is tot en met die dood, die vleeslike natuur, om dit te oorwin, en dit is deur die goddelike natuur. So daarom wil ek met u praat oor hierdie tema, deelgenote in die goddelike natuur. Nou 'n krokodil kan hoe mak wees, maar hy sal selfs die een wat hom kos gee, byt en opeet. 'n krokodil, bly 'n krokodil. Jy kan hom nie mak maak nie. Ons was gister by die krokodilplaas, en daar is krokodille wat al vir 22 jaar daar is. Maar nogtans, die werkers moet lig loop. Kan hom nie mak kry nie. Hulle bly daar die natuur behou. En weet jy, as ek nou so daaraan dink, dan dink ek op 'n stadium was daar ook 'n krokodil gewees waarvan ons lees in die Bybel, en dit is die einste Petrus. Hy was daai tipe gewees. Hy wil almal byt hier om hom, hy wil eerste wees, hy wil op die voorgrond wees, as hy wat die swaard trek en 'n man se oor afkap. Dit was sy natuur gewees, al het hy goed bedoel daardie. Dit was sy natuur. Dis die einste Petrus wat baie braaf gesê het, Here, ek sal U volg waar ook al selfs in die dood. Maar die oomblik toe hy daardie dood in die gesig staar, wat sê hy toe? Ek ken nie daardie man nie. Ek ken hom nie. Maar dan lees ons ook van 'n ander Petrus, en jy moet nou nie dink dis 2 persone nie, maar daai selfde Petrus het toe verander in iets anders, want daai selfde Petrus staan toe met Pinksterdag op, toe hy vervul is met die Heilige Gees van God, is hy nou nie meer bang nie, hy is nie meer skaam nie, en hy preek daar en 3000 mense kom tot bekering. Kan jy jouself indink? Dit is dieselfde Petrus wat daar in Handelinge 4 voor die Joodse raad getuig van Jesus Christus, die einste raad wat Jesus laat kruisig het, die einste raad wat Jesus verraai het en wat hom daar onskuldig laat doodmaak het, wat hom vermoor het. Die einste Petrus is die einste Petrus wat later, soos wat die geskiedenis vir ons sê, wat onderste bo gekruisig is, omdat hy nie so sy heiland gekruisig wou word nie. Maar die teken is dat hy sy rede gegee het, en dit is, hy wil nie. Hy wil nie soos Jesus gekruisig word nie. En ons kan hier ook sien, dat hy geweet het, sy einde is naby. Hy sê daar, soos Jesus dit self vir hom gesê, dat hierdie tentwoning van hom gaan afgebreek word. Dieselfde Petrus, wat hierdie merkwaardige dinge gedoen het. Maar nou mag die vraag ontstaan, nou wat het dan gebeur? Wat het gebeur in hierdie man, wat hierdie temperament en die persoonlikheid en die natuur gehad het van 'n krokodil, hy wil oor almal loop en hy is net hy homself en hy wat op die voorgrond wil wees. Wat het gebeur? Dat hierdie man omgee verander en 'n projeklewe, nie meer skaam nie, nie meer bang nie, maar Jesus op die voorgrond sit en sy naaste ook liefhet soos homself. Wat het gebeur? Ek kan vir u sê wat het gebeur. Wat het gebeur dat hy van 'n lafaard, want dit is wat hy was, toe hy gesê het, ek ken nie daardie man nie. Wat het gemaak dat hy van 'n lafaard verander het in een van die mees uitgesproke evangeliste wat ons van ooit op hierdie aarde gehad het? Petrus. Wat het gebeur in sy lewe? Sien, hy het die Heilige Gees ontvang.
Maar daar was iets wat moes gebeur en dit was, hy moes hom totaal oorgee aan die Heilige Gees van God. Hom heeltemal oorgee sodat die Heilige Gees deur hom kan werk. Sodat hy die goddelike natuur nie net hier binne hou nie, maar dat dit ook uitvloei na buite toe. Ek meen, wat sal nou gebeur? Wat sal uitkom as ek nou 'n mes vat en ek besluit nou gaan een van u gaan sny? Wat gaan uitkom? Bloed. Ja, wie se bloed? Nee, dis nie jou bloed nie. As jy vanaand hier sit en jy sê is gered, dan moet jy weet dis Jesus se bloed, want jy lewe nie meer nie, jy het gesterf, jy lewe in hom, hy het jou lewend gemaak. So dit is Jesus se bloed. Nou hoekom sien ek dan nie daai bloed nie? Want jy is nog nie gesny nie. Maar is dit nie so dat ons hoef nie gesny te word sodat dit moet uitkom nie, ons moet eintlik dit uitstraal. Ons moet dit eintlik uitleef in ons lewe. En dit is vanaand se boodskap is, ons is deel van die goddelike natuur, maar hoekom sien ons dit nie meer nie? En as ons hier lees ook wat Petrus sê, dan sien ons dat hy duidelik sê, daar is mense wat die goddelike natuur het. Jy moet nie 'n fout maak om te dink dat daar is, almal wat gered is, leef dit uit nie. Hy sê dit self, dat daar is mense wat hierdie goddelike natuur het, maar hulle hou dit net vir hulle self. Sien dit nie in hulle lewe nie. Is dit waarvoor dit gegee is? Net vir onsself? Nee, dis hoekom die Here uitdruklik sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou naaste soos jouself. Ons kan nie net vir onsself lewe nie. Ons moet daai goddelike natuur gebruik in ander mense se lewe. So, ja, mens ontvang die wonderlike goddelike natuur die dag as ek gered word, maar daar is baie mense wat dit nie uitleef nie, en daarom wil die Here hê ons moet juis hierdie goddelike natuur uitlewe, want wat is die goddelike natuur ook? Ons kan ook sê dis die vrug van die Gees. Maar hoe kan ek die vrug van die Gees uitlewe as ek nie oorgegee lewe aan die Heilige Gees van God nie? Dink aan Stefanus, ons lees daar, en terwyl almal wat in die raad sit, hul oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Dit staan in Handelinge 6 vers 15. Sal jy saam my stem, dat hierdie man het die goddelike natuur so uitgebeeld, dat mense gesien het, hy lyk amper soos 'n engel. Was nie net omdat hy mooi was, of iets in daardie lyn nie, hulle het iets anders in hom gesien. En dit is wat die mense vanaand ook in jou moet sien. Hulle moet sien, jy's anders. Daar's iets in jou lewe. Ja, ons is in 'n stryd met die bose, elke dag. Ons moet nie met mekaar beklei nie, ons moet met die bose beklei. En die rede, hoekom ons nie met die bose beklei nie, en hoekom ons mekaar byt en opeet, is omdat ons nie die goddelike natuur uitlewe nie. Want sien, ons kan die bose net oorwin, as ek en u voluit in die goddelike natuur wandel, en dit gebruik in my lewe, dit uitstraal, dit toepas in my lewe. Ons lees dit baie duidelik in 2 Korintiërs 10 vers 3, wat sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. So jy kan nie met die vlees die bose wil oorwin nie, al hoe jy die vlees kan, die bose kan oorwin, is deur jou goddelike natuur. Dis al. Dis al hoe jy die bose kan oorwin. So nou kom die vraag vanaand, hoe kan ek in hierdie goddelike natuur uitstraal? Ek het reeds gesê, wanneer ontvang ons die goddelike natuur? Die dag met my redding. Maar hoe kan ek in dit uitstraal na buitekant toe? Wat kan ons doen? En dit is maar eintlik deel van heiligmaking. So wat kan ek en u doen? Hoe kan ons dit doen? Nou, Petrus sê dit baie duidelik. Hy vat dit eintlik stap vir stap daardeur. Ek dink julle het dit gesien toe ons dit gelees het ook. En die heel eerste wat hy noem daar is om ons moet in geloof lewe, in geloof wandel. Ons moet geloof hê in dit wat ons doen. In 2 Petrus 1 vers 5 sê hy, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis. Maar die eerste wat hy daar noem is, daar moet geloof wees. So ons moet die ander dinge by ons geloof voeg. Maar hoe kan ons dit daarby voeg as ons geloof nie eens op standaard is nie? So die heel eerste wat ek en u moet doen is, ons moet geloof hê. Nou wat is geloof? Ons sê ons is gelowiges, maar wat is geloof?
Wel die Hebreërs skrywer sê dit baie, baie mooi. Hier is die definisie van geloof. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, al lyk 'n saak vir my onmoontlik, glo ek nog steeds dat die Here 'n uitweg kan bring. Al lyk dit asof daar geen lig in hierdie donker tonnel is nie, ek glo in die Here se werk. Dis 'n vaste vertroue, en let op, hy sê nie net dit is 'n vertroue nie, hy sê dis 'n vaste vertroue. So ek gaan nie die een dag opstaan en sê, jong, ek glo dalk die Here gaan dit vir my doen, maar môre dan sê ek weet ook dan nou nie meer nie. Nee, dan is dit net 'n vertroue. Dan is dit die een dag so, die ander dag so. Maar 'n vaste vertroue is, ek gaan eind uit en my vertroue is in die Here. So het u dit in die lewe. Het u daardie vaste vertroue. Ons gaan nou kyk, hoe kan ons hierdie geloof in jou lewe kry, daai vaste vertroue. So, daardie vaste vertroue, het jy dit vanaand in jou lewe? 'n geloof, bo alles. So nou kan jy vra, maar alright, hoe kry ek daai geloof? Hoe kry ek daai vaste vertroue in die Here? Net een manier. Ek hou vas aan die beloftes van die Here. Hy is mos nie 'n leienaar nie. As hy vir my sê, hy gaan hierdie ding vir my doen, dan kan ek daarop staan 100%. Ek hoef nie te twyfel nie. So, ek staan op die beloftes van die Here, maar nou is die vraag, waar kry ek die beloftes van die Here? In sy woord. Ja, die Here kan dit vir my in my hart sê, maar die Here sal dit altyd bevestig in sy woord. En dit is waarom die Here sê, ons moet hom herinner aan sy beloftes. Dit is nou daai persoon, daai man of daai vrou wat vanoggend opstaan en sê, Here, ek herinner u daaraan dat u het vir my gesê, u gaan hierdie deur vir my oopmaak. En môre bid ek dit weer, vanaand bid ek dit weer. Here, ek herinner u daaraan. Dit is nie sleg om dit te doen nie. Die Here sê, ons moet hom herinner aan sy beloftes. En hoekom moet ons hom herinner? Vergeet hy dan? Nee, hy wil my geloof toets. Is ek bereid om op daai belofte van die Here te staan? Al gebeur wat. 'n vaste vertroue. En weet jy, ek het nog gedink, hoe kan ek dit die beste verduidelik? En ek het die Here so vertrou in hierdie dae, hoe kan ek nou vir u geloof baie prakties verduidelik? En ek kry toe daai prentjie. Hoe kan ek vir u nou vanaand wys, wat is geloof? 'n vaste vertroue in die Here. Dit is nou soos daai pa, wat hierdie ou kleintjie vat, 4 jaar oud, 5 jaar oud, daarom, dalk nog jonger as dit. En hy pa tel daai kleintjie op en gooi daai kleintjie in die lug. Ja, ek weet baie van julle hou nie daarvan nie. Ek hou ook nie daarvan nie, want wat as hy misvang, né? Maar kry saam met daai prentjie. Hier vat die pa daai kleintjie, gooi daai kleintjie daar hoog in die lug, 1 meter, 2 meter in die lug. Daar is niks aan daai kind vas nie. Daar's nie toue of 'n net wat hom vang nie. As hy daar val daai kind hom dood. Dit is so, né? Jy weet dit. Dis hoekom dit gevaarlik is om dit te doen. Maar daardie kindjie, as die pa hom in die lug gooi, hy lag uit sy maagie uit. Hy geniet dit. Hy het geen vrees nie. Hoekom het daai kindjie geen vrees nie? Hoekom huil daai kindjie nie? Hoekom lag daai kindjie uit sy hart uit sy maagie uit? Want hy of sy glo, papa sal my vang. Dis dit. Dis 'n vaste vertroue. Dink nie aan, maar papa, dalk gaan ek nou val of so nie, is net, ek gee dit oor. En ek het dit ook al gedoen. Ek doen dit nie meer die laaste tyd nie, maar ek het dit al gedoen. En ek kan onthou, vir al Katryntjie, toe sy nou klein was, gooi ek haar daar in die lug, en dan lag sy uit haar maagie uit. Dat die bure kom kyk, vir wat lag sy so lekker. Uit haar maagie, sy lag klip hard. En dan vang ek haar, en dan gooi ek haar weer. En die beste van alles, dan sit ek haar neer, daar huil sy, want ek wil haar moet haar weer gooi. Sy wil weer gegooi word. Geen toue nie, geen vangnet nie, net my hande. Maar sy vertrou. En dit is hoe ons ook in die Here moet vertrou. Ons moet ons vertroue so in die Here plaas, dat ek moet vanaand weet, maak nie saak of ek my kan doodval vanaand nie, maak nie saak of wat ook al gebeur nie,
Ek vertrou in die Here se hande wat my gaan vang. Dit is 'n vaste vertroue. Markus 10 vers 15, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Met ander woorde, ek moet glo soos 'n kind. Daai kind glo, daai pappa gaan hom of haar vang, maak nie saak wat nie. En so moet ek en u ook glo. Ek moet glo dat die Here Jesus my siel red. Ek moet glo dat die Here my sal help in hierdie siekte toestand. Ek moet glo dat die Here my sal help in my werksomstandighede of met wat ook al in my lewe. Ek glo dit ten volle. Sy hande gaan my vang. En ek staan daarop. En wanneer ek daardie geloof het, dan gaan ek mos anders wandel. Ek gaan nie daar loop en lyk asof die wêreld my ingesluk het, of ek sê altyd, jong, wie het jou kos gesteel nie. Ek gaan nie so loop nie. Ek gaan oorgegee wandel. Is dit nie waar nie? Ek meen, dink nou net, ek en u gaan nou werklik uit môre, Dinsdag, Woensdag, daar by die werk, by die inkopiesentrum, en u wandel met daardie gedagte, maak nie saak wat gebeur nie, die Here se hand gaan my vang. U gaan sommer anders lyk. U gaan uitstraal van Jesus. En dis om vir die ander mense te wys, die goddelike natuur is hier in my. So ons moet geloof hê in die Here. Maar dan die tweede, ons moet deegsaam wees. 2 Petrus 1 vers 5 sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, die deeg. Nou interessant, ons Afrikaanse jong, daai ding sal nie deeg nie, met ander woorde, dit gaan nou nie eintlik werk nie, dit gaan nie so uitwerk nie. Maar die Griekse woord wat hier gebruik word vir deeg, het eintlik 'n hele ander betekenis, en daardie betekenis is om 'n goeie sedelike of 'n goeie morele lewe te leef. Met ander woorde, om 'n skoon lewe te leef, die deeg. So ons moet by ons lewe voeg dit wat reg is, dit wat mooi is, en nie die slegte dinge nie. So, hoe kan sedelike waardes of morele waardes my help? Dink gou-gou, wat gaan dit help? Ek probeer nie wandel soos die ander mense nie, maar ek probeer skoon lewe, en moet asseblief nou nie die fout maak om dit op ander mense af te dwing nie. Met ander woorde, as die Here jou vra, luister, jy moet jou onthou van hierdie ding en daardie ding en daardie ding, moet net nie gaan afdwing op ander mense nie, die Here gaan met hulle werk. Maar ek wandel skoon voor die Here. Nou, hoe kan dit my help? Om daai goddelike natuur uit te leef by myself, maar om dit ook uit te straal aan ander mense. Wel, kom ek gee nou die voorbeeld. Wat sou u nou vanaand gedink het van my? As ek nou hier sou staan as 'n dominee, as 'n prediker van God se woord, en hierin het ek nou 'n bietjie mampoer gegooi, en ek drink nou hierdie mampoer die hele aand deur, en jy het gesien toe ek nou ingestap het, toe ek al so 'n bietjie geslinger hierso, sou jy na die preek geluister het? Sien, die ding is, ons kyk na daardie mense, en ons sien die foute wat hulle maak, en dan het ons halfe afkeer daarin. Maar as ek en u gaan skoon wandel voor die Here, met ander woorde, as ek my onthou van daardie dinge, dan gaan dit uitstraal aan ander mense. Ek het dit in die week beleef. Ek gaan sit daar en ek praat met 'n oom en tannie, en ek gaan sien hulle nou daar, want hulle het nou gekom daar van 'n ander plek af, en ek gaan sien hulle nou by, kom ons noem dit nou maar 'n restaurant, gaan sien ek hulle. En onmiddellik toe die oom en tannie sit, vra ek vir hulle, wat wil julle drink? En hulle elkeen bestel nou vir hulle 'n bier. En ek bestel vir my 'n koeldrank. En dit was toe nou niks snaaks gewees nie. Ek drink toe nou 'n koeldrank. Maar almal hier om my sien ek toe nou drink bier, want lyk my die plek spesialiseer in die bier. So nou sien ek almal hier om my drink die bier, maar ek drink die koeldrank. Ek het nou vir hulle gesê, wat dink julle nou dit of dit nie, niks nie. Ek het was net myself gewees. Maar die tannie vra toe vir my, sy wonder nou net by haarself, wat doen ek vir 'n lewe? Wat se werk doen ek? En ek sê toe vir haar, ag, tannie jong, kom ek verduidelik jou so, en ek is nog besig om dit te sê, en sy sê vir my, is jy 'n pastoor of 'n dominee? En ek sê vir haar, ja.
Ek vra, hoekom sê sy so? Sy sê nee, want ek het hier binne gevoel toe jy koeldrank bestel, toe sê iets net vir my dit. Nou ek weet nie waar is daai tannie in haar geloofslewe of so nie, maar sien die konnotasie was daar gewees, daar's iets anders. En ek meen daar's baie mense wat ons nou koeldrank drink wat nie eens die Here ken nie. Maar net daai konnotasie wat daar is. So daarom moet ons probeer onthou van dinge wat nie reg is in ons lewe nie. Ja, dit raak al hoe moeiliker en moeiliker. Glo vir my, in vandag se lewe, die wêreld bombardeer ons met daardie vieslike dinge in die lewe. Dit raak al hoe moeiliker en moeiliker vir 'n mens om skoon te bly. En wat doen ek om anders te wees as die ander mense? Ek meen, dink maar net aan vandag, is pornografie oral beskikbaar. Maak nie saak wat nie, ek het al op Facebook gegaan en kyk ek 'n videoetjie, nou kom maar sommer partymal 'n ander videoetjie op. Dan dink ek by myself, dis so vrylik beskikbaar vandag. Oralste word 'n mens gebombardeer met die goed. Daar's nie eens meer 'n vraag of jy daar wil kyk of iets in daai lyn of iets wat dit beperk nie. Dit is sommer net oop en bloot oralste. Ons dink aan kerke wat homoseksualisme reg maak en sê dit is nou reg om dit te verkondig ensovoorts. En mense sit in daardie kerk. Gaan ek anders wees as die ander of gaan ek maar net saam? Gaan ek maar net sê ag maar die meerderheid doen dit? Of gaan ek my onthou van daardie? Gaan ek 'n brief skryf aan daai kerkraad en sê jong, ek wil hê julle moet hierdie standpunt oor homoseksualisme moet julle regstel. Anders kan ek en my gesin nie meer verder aangaan in hierdie kerk nie. Doen mense nog daardie dinge waar hulle God eerste stel in hulle lewe en nie net wat 'n kerk sê of so nie, maar waar ek my skoon hou. As my vriende vuil grappe vertel en ek vertel saam 'n vuil grap, gaan hulle nie daai goddelike natuur in my sien nie. Nie waar nie? Ek kan nie dit nou sê. So daarom, om 'n verskil te maak, om 'n getuie vir die Here te wees, want onthou ons is getuies, hy het gesê, julle sal my getuies wees. So om die Here se getuie te wees, moet ek anders wees. En al hoe ek kan anders wees, is dit wat die Here vir my sê, my kind, ek soek nie daai ding in jou lewe nie. Ek los daai ding. Ek los daardie ding, want sien die deler is net so goed soos die steler. So daarom moet ek my onthou van daardie dinge. En ek sê vir jou dat raak alle moeiliker om daai skoon mooi pad met die Here te stap. Romeine 8 vers 7 sê omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So wat die vlees bedink, luister, die vlees hou van vuil grappe, die vlees hou van dronk drink, die vlees hou van dwelms, die vlees hou van daardie dinge, glo vir my, die vlees hou daarvan. En daarom moet ek en u ons onthou van dit, en sê ons gaan nie deel word van dit nie. So as u die goddelike natuur wil uitstraal en uitlewe, dan moet u die deeg in u lewe voeg, goeie morele waardes. Dis hoekom die Here ook byvoorbeeld sê van 'n bedienaar of 'n ouderling, sê hy, jy mag nie 'n vyandig wees nie, jy mag nie 'n bekleier wees nie, en dis hoekom die Here daardie dinge sê. Want die Here probeer ons lewe skoon hou. Ja, ons almal maak foute, maar ek moet probeer om my lewe skoon te hou. Nie vir die mense nie, nie sodat mense met lof van my praat nie, maar om God tevrede te stel. En so werk die Here deur my en u om daai goddelike natuur uit te straal. Goed, ek het nou daar 1 punt gemis. Ons derde punt, ons moet kennis besit. Ons moet kennis besit. Hy sê in 2 Petrus 1 vers 5, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg en by die deeg die kennis. So saam met die goeie waardes, hoe gaan ek en u weet wat reg en verkeerd is? Ons moet kennis hê. Ek moet kennis hê, hierdie ding is 'n ewel in my lewe. Daardie ding is 'n ewel in my lewe. Ek moet kennis hê, wat glo die Here oor homoseksualisme, of hoe voel hy oor homoseksualisme? Ek moet kennis hê om te weet, hoe voel die Here oor pornografie? Ek moet kennis hê oor, hoe voel die Here oor leuns? Hoe voel die Here oor vuil grappe? Ek moet daai kennis hê. En dit is
om ook dan natuurlik hierdie goddelike natuur uit te straal. En dit is hoekom die wyse Salomo daar gesê het in Spreuke 8 vers 10, neem my tug aan en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. So hy sê daar, luister, kennis is beter selfs as goud. En kom ons sê maar van Salomo wat ons wil, maar op 'n stadium vra die Here vir Salomo, wat wil jy hê? Hy kon daar gesê het, Here, asseblief gee vir my al die rykdom in die wêreld. En luister, die Here sou dit dalk vir hom gegee het. Die Here sou dalk vir hom daai merkwaardige koning gemaak het, wat die rykste ooit was. En hy was ryk. Maar vir wat vra Salomo? Ek soek wysheid. En die Here gee vir hom wysheid. So, as hy hierso skryf en hy sê, ons moet daardie kennis, moet ons liewer hê as goud, dan is daar waarde in dit wat hy sê. En hierdie kennis is nie sommer net enige kennis nie. Hierdie kennis is soos van God, van Jesus Christus. Dit help nie ek weet hoe om 'n strykyster uitmekaar uit te haal en om aan mekaar te sit, of hoe om nou dit te doen en dat te doen nie. Nee, ek moet die kennis hê van God. Want onthou, ons praat van die goddelike natuur. So al hoe ek die goddelike natuur kan reg uitlewe in my lewe, is om kennis van God te hê. 2 Petrus 1 vers 2, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. So met ander woorde, die dag as jy gered word, ken jy nie nou alles van God nie. Dis onmoontlik. Ek meen selfs vanaand, ons ken nog niks van die Here eintlik nie. Ons ken maar 'n druppel in die emmer, want hy's God. Hy's almagtig. Elke dag is daar iets nuut om te leer. Weet jy hoeveel keer het ek al die Bybel deurgelees? Al baie keer. En elke keer lees ek nog iets nuuts. Dit is hoe die Here is. Dit is hoe hy is. So ons kan nooit sê ek ken nou die Here nie, of ek weet alles van hom nie. Nee, daarom sê Petrus, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Nou ek dink so aan 'n jong paartjie wat nou mekaar ontmoet. Julle weet natuurlik as dan nou 'n man en 'n vrou nou mekaar ontmoet, die eerste keer raakloop op 'n straat en nou koop die een vir die ander 'n koeldrank, dan ken hulle mos alles van mekaar, nê? Nee, hulle doen nie. Hulle ontdek dan so met die tyd, ontdek hulle dan nou waarhede van mekaar. En so gebeur dit, dat selfs na 20 jaar, dan ontdek hulle nog steeds nuwe dinge. O, ek het nie geweet, jy hou nie van hierdie nie. O, ja nie, hy hou van dit. En het jy al gesien hoe meer daai man en vrou mekaar die ken, nadat maak hulle mekaar se sinne klaar. Het jy dit al gesien? Ek het dit in die week weer gesien, 'n ou oom en tannie, waar ek in hulle huis is. Toe sê die oom, ja nee, hy wil nou net vir my sê, man, op 'n stadium was daar, en toe sê die vrou, nee, was 'n windpomp waarmee hy gesukkel het, die ding wou nie water pomp nie. Sy maak soms sy sin klaar. Hulle ken mekaar al so, dat die een praat soos wat die ander een praat. Jy al gesien dat 'n man en vrou, hulle begin amper nader soos mekaar lyk, né? Dis daai, hulle ken mekaar so. Hulle weet presies alles van mekaar. En dit is reg, dit moet so wees. Maar hoekom ek nou dit vir julle vertel, luister, dit gebeur nie in een dag nie. Dit is 'n proses. Daar's die grappie van, toe die eerste load shedding kom, toe vertel die man die volgende dag daar by sy werk, toe sê hy, jong, ons het nou nie voorberei vir daai load shedding, ons het nie geweet, die krag gaan ewe skielik af, so hulle het nie 'n kers of 'n flits of niks by die hand gehad nie, en hy sê, ja, toe sit hulle nou daar, en hy toe nou nadat het hy daar oor 'n tafeltjie geval, en hy het nou 'n kers gekry, die aangesteek, en toe sit hy nou daar in die sitkamer, en toe gesels hy en sy vrou, en hulle is al 30 jaar getroud, toe gesels hy en sy vrou, volgende dag toe vertel hy daar by die werk, toe sê hy, ja, wat 'n merkwaardige mens is dit. Hoekom? Want vir die eerste keer in jare gesels hulle bietjie. Leer mekaar ken. En net soos ons verhouding met die Here, luister, ek gee nie om of jy vanaand hier sit en jy sê jy's al 'n kind van God vir 10 jaar nie, of vir 20 jaar nie. Jy moet die Here nog steeds beter leer ken. Kennis opdoen van die Here. Hoe meer kennis jy opdoen, hoe beter gaan jy kan wandel in die goddelike natuur en ook dit kan uitstraal aan ander mense.
En weet jy wat die Here verlang om u daai kennis te gee? Hy verlang om dit vir u te gee. Maar jy moet die Bybel lees. Jy moet tyd spandeer met die Here. Help nie, jy gaan net daai 5 minute praat met die Here of jy bid net vir die kos nie. Dan gaan jy nie kennis opdoen van hom nie. Jy moet tyd spandeer met die Here om daai kennis te kry. Ons volgende gedagte, ons moet lydsaam wees. 2 Petrus 1 vers 6, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. Nou, selfbeheersing het ek nie in nie, want ek dink u verstaan dit baie mooi. Wat beteken selfbeheersing? Is om jouself te beheer, maar hoe ek myself gaan beheer is uiteindelik ook deel van lydsaamheid. Lydsaamheid. Nou, die Amplified Bible stel lydsaamheid as volg. Hy sê dit is patience of endurance. Patience, met ander woorde geduld. Maar ons Afrikaanse woordeboek sê lydsaamheid is 'n standvastigheid. Met ander woorde, ek staan vas om te wag. Dis wat lydsaamheid is. Ek staan vas in die geduld. Ek staan vas. Ek het patience. Ek het endurance, as ek nou dan die Amplified Bible kan aanhaal daar. So dit is om in tye van beproewing nog steeds vas te staan in geduld. Om nie ongeduldig te raak nie. Om nie te sê, ag, hoe lank nou nog voordat die Here nou vir my antwoord gee nie? Of hoe lank nog voordat die Here my deur oopmaak? Of word die Here seker nou van my vergeet? Of iets in daai lyn. Dit beteken ek het nie geduld nie. Ek staan nie vas in die geduld nie. Ek het nie lydsaamheid nie. Paulus sê in Romeine 5 vers 3 tot 4, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. En die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Met ander woorde, daar moet ook soms slegte omstandighede in my lewe kom, want dit skaaf en dit skuur vir my en u om meer geduldig te wees. Ons moet dit leer, dis iets wat ons moet aanleer. Maar as ek dink aan die goddelike natuur, dan moet ons juis geduld in ons lewe hê. Geduld. Een van Amerika se presidente, James Garfield, ek weet nie wie van julle weet, hy was 'n Amerikaanse president nie, James Garfield. Nou, hy was ook op 'n stadium, was hy die prinsipaal gewees by 'n college daar in Ohio. James Garfield. En op 'n stadium toe, dit was nou net so voor hy met sy politieke loopbaan begin het. So voordat hy nou president geword het, toe was hy hierdie prinsipaal by hierdie college gewees. En daar was 'n slim wat baie student wat baie slim was, 'n seun wat verskriklik slim was. En hy het al die toetse en eksamens het hy baie goed deurgekom. En so was hierdie student in sy eerste jaar gewees. En hier kom die student se ma eendag en sy maak 'n afspraak met die hoof, met die prinsipaal, met James Garfield. En sy vra vir hom, ag meneer, jy het nou gesien dat my seun is verskriklik slim. Jy kan vir hom selfs 'n 7 jaar student se vraestelle vir hom gee en hy sal dit kan doen. Gee net vir hom daai bietjie kennis en jy sal sien hy sal dit kan doen. So is daar nie 'n manier dat ons sy kursus kan korter maak nie. Want daai kursus wat hy wou doen is 7 jaar lank. Kan ons hom nie maar in 3 jaar dit laat doen nie. Want hy sal dit kan doen. Jy het gesien hoe slim is hy. En James Garfield het so gesit en hy kyk daai ma so aan en hy sê tot die volgende, hy sê, wanneer God 'n eikeboom wil maak, wat daar op standaard groei, wat op sy regte hoogte is, daai sterk eikeboom, dan vat dit 100 jaar. Het vat 100 jaar vir 'n eikeboom om sy hoogte te bereik wat hy moet bereik. 100 jaar. En toe sê hy maar, in dieselfde asem as God 'n pampoen wil maak, dan vat hy net 2 maande. So wil jy 'n pampoen wees, of wil jy 'n eikeboom wees? En sien, die Here is soms tydsaam, want die Here wil nie pampoene van ons maak nie. Verskoon nou daai uitdrukking, as ek nou dink aan James Garfield. Die Here wil nie pampoene van ons maak nie, hy wil juis van ons eikebome maak. Dink aan hoeveel keer praat die Here van 'n boom, né? Ons moet soos 'n boom wees wat groen is en wat vet is. So die Here wil van ons daai sterk boom maak,
Maar dit kos tyd. Dit vat tyd. En met dit leer die Here vir ons om geduldig te wees, lydsaam te wees. Jakobus 1 vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En ja, as ek nie lydsaam is nie, wat gebeur? Ons maak ons eie planne. Maar daarom sê die Here, wag jy, vertrou op my. En luister, lydsaamheid gaan gepaard altyd met gebed. Iemand het eendag vir Charles Spurgeon gevra, julle weet, hy het in die 1800s was hy 'n groot prediker gewees, en hulle vra vir hom, meneer Charles, hoeveel keer bid jy op 'n dag? Want hy was hierdie geduldige mens gewees. Hy was siele wat hy jarelang mee pad gestap het. Mense wat die deur in sy gesig toegeklap het, dan gaan hy weer terug daar na hulle toe. Mense wat hom weggejaag het, wat honde op hom gesit het, en dan gaan hy terug daar na hulle toe. En hulle vra het op 'n stadium vir hom, luister, hoeveel keer bid jy op 'n dag? En hoekom maak jy soveel moeite met daai mense? En toe sê hy, dit loop hand aan hand. Toe sê hy, ek bid 20, 30 keer op 'n dag vir daai mense. Lydsaamheid. So, hoe gaan ek lydsaam kan wees? Hoe kan ek geduldig wees om voortdurend te bid? As ek voel ek wil haastig word, dan gaan ek in gebed en sê, Here, ek voel ek wil nou weer haastig word in hierdie situasie. Maar ek kom bid, ek gee dit weer in u hande. En as ek daar amen sê, wat moet ek dan vir myself sê? Nee, ek los my eie planne, ek het dit nou so pas in die Here se hand gegee. En dalk 2 ure later voel ek weer, jong, dalk moet ek maar aan hulle deur gaan klop of iets. Dan vat ek dit weer in gebed na die Here toe. Here, ek wil alweer my eie plan maak, maar ek kom bring dit weer en ek wil weer bevestig, ek gee dit in u hand. Dis so 'n mens geduldig wag op die Here. In gebed die heeltyd met die Here. Maar dan die belangrikste van alles, ons moet godsvrug dra. So dit help nie, ek het lydsaamheid en ek het al hierdie dinge, ek het kennis en so nie, maar waaroor gaan dit eintlik? Want hierdie is eintlik die opsomming van hierdie hele gedeelte, die opsomming van goddelike natuur is, ons moet godsvrug dra. 2 Petrus 1 vers 6, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug. 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n kind van God word aan sy vrugte geken. Hierdie vrug word vir ons as volg uiteengesit. So, watter vrugte behoort jy te dra as kind van God? Jy wat die goddelike natuur het, jy wat die Heilige Gees in jou het, watse vrugte behoort jy te dra? Die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En hierdie is nie moeilik om te doen nie. Die probleem is baie mense probeer om daai uit hulle eie uit te doen. Hulle probeer vriendelik wees, hulle probeer vrede behou met mense, maar voordat hulle self kry, het hulle weer gefaal daarin. Luister, die vrug van die Gees is nie die vrug van die mens nie. So, dis nie iets wat ek uit myself uit doen nie. Hoe meer oorgegee ek aan die Heilige Gees lewe, sal jy saam met my stem, dat dit dan 'n uitvloeisel is van self. Dis 'n uitvloeisel van self. Ons as kinders van God moet die Here se vrug in ons lewe dra. Johannes 15 vers 4 tot 5, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So sal jy saam my stem dat die Here ook daar sê, die vrug van die Gees is nie dinge wat ek self moet gaan najaag om te doen nie. Dis 'n uitvloeisel in my lewe. So as jy nie die vrug van die Gees uit vanaand nie, wat sê dit vir jouself? Ek wandel nog nie voluit met die Heilige Gees van God nie. Dis dit. Dan moet jy nie nou lydsaamheid gaan soek en so nie. Wat moet jy soek? Soek die Gees van God. Dis wat jy moet soek. Meer oorgegee aan die Here. En hoe leef ons hierdie godsvrug uit?
Wel 2 Petrus 1 vers 7 sê vir ons, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. So dis hoe ek dit uitleef aan ander, en dit is hoekom ek nie vanaand praat oor die broederliefde en die naaste liefde nie, want sien, my goddelike natuur is daar vir ander mense om ook te geniet. Het jy al gedink aan 'n lemoen? As jy daai lemoen vat en jy sny daai lemoen, 'n lekker sappige lemoen, wat gebeur gewoonlik? Hy spat jy in jou oog. Weet jy of dit met u ook gebeur nie? Hier by myself, partymal kom hy hier deur hierdie bril, ek weet nie hoe gaan hy daar nie, in die oog. Hy spat. Of as ek hom so vat daai stuk en ek wil hom so byt, dan spat dit. Daai sap word gespat en dit gee 'n reuk af. En net so moet ek wees. As mense aan my wil kom sny as kind van God, of as mense my wil kom druk as kind van God, of as mense my wil seermaak as kind van God, emosioneel ook, maak nie saak nie, dan moet ek daai goddelike natuur spat. As mense met my te doen kry, dan moet hulle besef, Jesus is in daardie man of in daardie vrou se lewe. Ons moet die goddelike natuur uitleef. Luister, ek wil afsluit en sê, as u meer en meer die goddelike natuur wil uitleef en uitstraal na buite, dan is daar net een ding wat u moet doen. Net een ding. En dit is, u moet naby aan Jesus wandel. Oorgegee aan hom. En ek dink so aan vanoggend se boodskap en ek dink aan vanaand se boodskap en u sal dan saam my stem dat daar nog steeds mense is wat nog nie ten volle oorgegee lewe aan die Here nie. Want hoekom bly hierdie boodskap na vore kom? Is dit maar net ek wat nou sommer net 'n preek aan mekaar slaan? Nee, dit sê vir my een ding. Die Here sê vanaand, daar's mense wat nog nie totaal oorgegee lewe aan hom nie. Hoe kan jy dan die goddelike natuur gaan uitstraal? Hoe kan jy gaan spat, by wyse van spreek, op ander mense, as jy self nog nie daardie in orde het? En jy het die goddelike natuur as jy wedergebore is. Maar om dit uit te leef en uit te straal, kos jy moet nader en nader aan God lewe. Jy moet tyd spandeer met die Here, net soos wat ek vertel het van daai man en vrou, hoe meer hulle tyd met mekaar spandeer, hoe beter leer hulle mekaar ken. Naderhand maak hulle mekaar se sinne klaar. Jy moet ook so wees met die Here. Jy moet nog meer en meer tyd met hom spandeer, meer in gebed, meer in jou Bybel lees, en dan sal jy uitstraal wat die Here wil hê jy moet uitstraal. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Jesus, Here, baie dankie vir hierdie boodskap. En ja, Here, ons wil sê, ons weet vanaand dat daar is baie mense wat nog nie ten volle oorgegee lewe aan U nie. En daarom kom bid ons vanaand, o Heilige Gees, dat U die oortuigingswerk sal doen, want U wil, ons klompie wat vanaand hier saam is, U wil ons gebruik om hierdie goddelike natuur meer uit te straal. Meer dit uit te leef. Ons is U getuies. Maar as mense na ons getuienis kyk, dan sê dit nie altyd net Jesus nie. En daarom kom bid ons, o Heilige Gees, dat U ons sal help om hierdie dinge meer uit te leef, om meer en nader aan U te beweeg, meer tyd met U te spandeer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.